Die gedeelte in die brief van 1 Tessalonisense wat ons gaan saam lees, is die 5de hoofstuk. Ons sien, die hoofstuk begin nog onder die opskrif oor die opstanding en die dode en die wederkoms van Christus. En dan gaan dit oor na die verskillende voorskrifte, wense en groete wat Paulus ook oordra. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 28. Maar voordat ons dit saam lees, kan ek vra dat die broers vir ons sal staan en dan word ons almal saam stil voor die aangesig van ons Here. Almagtige God, ons Here. Ons besing U lof en ons bring U die ere. Ons roem U naam en ons verkondig U waarheid, die enigste waarheid. Ons soek en ons bid vir U wil in en oor ons lewens. En daarom vra ons U ook nou as ons U woord open, dat U ons daardeur sal lei. Dat U ons daardeur sal leer en dat U ons ook daardeur sal verander. Ons vra dat U hierdie prediking sal gebruik om met ons harte te werk, om ons te help en ons te versterk. Here, dat ons ook die byeenkomste die res van ons lewens sal benader met die gesindheid tot U alleen die eer. Ons dank U vanoggend vir die hand van bewaring oor hierdie gemeente. Vir die seën wat ons so baie en onverdiend ontvang. Die einde van die jaar kom al nader en as ons terugkyk, dan sien ons U hand in alles. Here, ons doen ook voorbereiding vanoggend vir ons lidmate wat siek is, swaar kry en wat ook hartseer is. Ons dink aan Frikkie en oom Mike, oom Henny. Dan dink ons aan Dries en die res van die Rood familie. Ons dink aan oom Piet en tannie Rita. Here, gee aan hulle rustigheid, vrede, kalmte, vertroue in U teenwoordigheid. Ons sê dankie vir hulle wat verjaar. Ons vra dat U hulle ook die nuwe lewensjaar sal seën. Saam met Dawid getuig ons as gemeente, Psalm 53, ek roep God aan en die Here sal my verlos. Hy hoor my stem, hy verlos my siel. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. God sal hoor. U hoor. U is hier en aan U alleen die eer en die heerlikheid. Amen. Die afgelope week het ek 'n geleentheid behartig by die CVO skool, matriekse kloklei geleentheid. En daar het ek bietjie met die kinders gepraat en die onderwysers en van die ouers wat ook daar was rondom briewe en ons lewe wat as brief geskryf is aan die wêreld daar buite. En in hierdie stukkie wat ons nou lees, die van u wat wel daar was en van die kinders ook, en julle gerus luister, julle gaan weer van daardie elemente ook in hierdie brief van Paulus hoor, net soos in die ander ene wat ons saam gelees het. Maar ek lees nou eers vir ons 1 Tessalonisense 5 vanaf die eerste vers. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid,
Dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood in 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbeid en julle voorgangers in die Here is, julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jag altyd na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. En dan die volgende 3 verse, luister mooi. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Verse 16 tot 18. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die eerste brief aan die Tessalonisense is 'n baie interessante brief. Eintlik net soos al die ander briewe ook in die Nuwe Testament. Maar hierdie brief het tog 'n unieke inslag, soos wat ons mekaar gesê het. Nou, eerstens is dit die oudste brief van die Nuwe Testament met 'n tema wat verskil van die ander briewe wat Paulus geskryf het. Nou, gewoonlik word Paulus se briewe gekenmerk met die sentrale tema van regverdigmaking uit die genade as 'n gawe van God op grond op grond van die geloof. Maar die tema van 1 Tessalonisense, dit is bekering van heidense afgode en die verwagting van die koms van Christus. Nou, ons sien Paulus skryf dan ook die brief om sy vriendskap met die gemeente te hernuwe. En daarom neem die brief die tipiese struktuur van 'n vriendskapsbrief aan. Ons sien groete word oorgedra, verlang om hulle weer te sien, versekering van voorbidding wat gedoen word, en die belange van die gemeente wat hy op sy hart dra, selfs al is hy nie daar nie, selfs al is hy afwesig van die gemeente. Maar daar's nog 'n rede hoekom Paulus die brief geskryf het. En om die belang daarvan te verstaan, moet ons gaan kyk na hoe Tessalonika gelyk het in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, hoe daardie stad gefunksioneer het. Tessalonika was net 160 kilometer
van Filippi af. Dit was 'n baie belangrike hawestad, so aan die oewer van die Agaïese See. Dit het ook gefunksioneer as die hoofstad van Macedonië. Maar alhoewel die Romeine daai gedeelte lank tevore verower het, het hierdie stad sy Griekse karakter behou. So hierdie stad was nie beheer volgens die Romeinse wette nie, maar op grond van 'n Griekse grondwet. Dit was 'n ryk stad gewees, veral bekend vir sy afgoderry insluitend die keizerkultus. In 'n geskrif met die naam van die Agonothete word vermeld dat daar baie maal spele hier gehou is ter wille van die keizers. Daar was baie tempels vir onder meer die Dionysius kultus, die kultusse van Isis, Osiris, Serapis ensovoorts. Nou dit is waarskynlik die feit dat die Christene totaal en al weggebreek het. Die rede vir die feit dat hulle weggebreek het van die afgodediens, wat hulle baie ongewild in hierdie stad gemaak het. Destyds, die mense geglo dat as iemand hulle van die gode onttrek het, was hulle nie goeie burgers gewees nie. Die gode was verantwoordelik vir die goeie in die stad. En as daar onheil oor 'n stad gekom het, dan was die rede daarvoor dat die gode ongelukkig, kwaad was daaroor. So die Christene, die gelowiges wat die koms van ons Here verwag het volgens die res van die samelewing die orde van die Romeinse ryk bedreig. Hulle was 'n bedreiging vir die welvaart, vir die vooruitgang van hierdie stad gesien. En dit was vir die inwoners van Thessalonika genoeg rede om van die gelowiges openlik te begin vervolg, te belaster. Van hulle het aanhou probeer om die Christene te oortuig om terug te keer na hulle ou weë van afgodsdiens, sodat daar asseblief tog net nie die wraak van die gode oor die stad gebring word nie. Daarom probeer Paulus hierdie gemeente te isoleer teen die druk van die samelewing. Teen hierdie verwagting om terug te keer na die ou paaie toe. Die heidene praat van vrede en veiligheid, 'n verwysing na die Pax Romana. Maar ware vrede sal jy nie hê op die dag van oordeel as jy nie vrede met jou Here het nie. Ons lees in hierdie stukkie die gelowiges verskil van die res van die stad soos dag en nag, soos dronkes teenoor soberes. Om terug te keer na die ou paaie om soos dronk te word terwyl die vyand kom, of om te gaan slaap sodra die krisis begin dreig. Verse 6 tot 7. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Paulus verduidelik vir hulle, dwars deur Macedonië, dwars deur Agaïe en ook verder, is daar baie ander gelowiges. So hulle het 'n band met ander. En hierdie gelowiges word al meer en meer in hulle gebiede geëer, alhoewel hulle ook aanvanklik as die skande van die gemeenskap beskou was. Ja, hulle het ook op 'n stadium weggedraai van die gode. Dieselfde daad wat hierdie skande oor die gemeente in Thessalonika volgens die samelewing gebring het. Maar in hierdie ander gebiede word die mense se oë al meer en meer geopen vir die waarheid, vir die blye boodskap van ons Here Jesus Christus. Daar is die verwagting nie meer dat hulle moet verander nie, want hulle is nou die normaal. Paulus skryf, die
Spotters sal self beskaam staan op die dag van die Here, terwyl hy sy kinders sal verhoog. So dit was vir die gemeente 'n vyandige politieke landskap. 'n Gemeenskap wat hulle verwerp het, waar hulle tot stand gekom het en gefunksioneer het. En daarom het Paulus, Silvanus en Timoteus hard probeer om hierdie gemeente te bemoedig. So wat ons ook in die eerste verse van die brief aan Tessalonisense sien. En dan sien ons in hierdie stuk wat ons gelees het, Paulus bemoedig hulle deur na 3 aspekte te wys wat sentraal staan in elkeen van ons geloofslewens. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Verse 16 tot 18. 'n ander kommentator, Tom Wright, het die opmerking gemaak dat hierdie gemeente heel waarskynlik hierdie verse, hier van vers 16 tot vers 22, soos 'n rympie geleer het, om dit in hulle gedagtes vas te lê. Vanuit daar sou dit dan groei en deel word van alles wat hulle doen. Selfde beginsel as wat mens swem of fietsry. Hoe meer jy daaroor dink, hoe meer jy probeer, hoe meer kry jy dit reg. Hoe meer mens daaroor dink, hoe meer begin 'n mens dit doen, totdat dit 'n tweede natuur word. Die eerste aspek wat hy noem is blydskap. Dis iets wat nie vreemd is nie. Dis iets wat deur amper alle mense gejaag word, 'n persoon se blydskap. Nou weet ons, dit word grootendeels bepaal deur dit wat jy voel, dit wat jy ervaar. So eintlik word jou blydskap bepaal deur jou omstandighede, wat met jou gebeur of nie gebeur nie, wat jy het of nie het nie. As goeie dinge met jou gebeur, is jy bly, maar soos die teendeel ook waar. Hoe meer die teëspoed, hoe minder die blydskap. En soos wat ons mekaar gesê het, die omstandighede van die gemeente was glad nie maklik geweest nie. En dit is moeilik om blydskap te vind as jy deur die samelewing verwerp word, deur die gemeenskap beskuldig word vir alles wat verkeerd loop. So waarom beklemtoon Paulus dan so hard hulle moet bly wees? Juis as dit op daardie punt so moeilik is om rede vir blydskap te vind. Paulus het nie gewys op aardse blydskap nie. Hy het nie gepraat van blydskap wat ons in wêreldse gebeure vind nie. Wêreldse blydskap is tydelik, is oppervlakkig. Hy het gepraat van 'n blydskap wat dieper gewortel is as net ons omstandighede. Hy het gepraat van die blydskap wat in Christus te vind is. Dis die blydskap wat elke kind van God het, omdat hy aan God behoort, omdat ons Here altyd met ons is, ons beskerm. Bekende woorde, Filippense 4 vers 4 tot 5. Paulus skryf daar, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Dit skryf Paulus aan die gemeente in Filippi vanuit die tronk in Efese. Dit skryf Paulus terwyl hy 'n ou man was, nie meer alles vir homself kon doen nie. Dit skryf Paulus te midde van siekte en swaar kry. So sy blydskap was beslis nie bepaal deur sy omstandighede nie. Dit wat hy ervaar het nie. Sy blydskap
was gegrond in ons Here Jesus Christus en dit wat Christus vir hom gedoen het. Al was sy omstandighede sleg. Broers en susters, al is ons omstandighede sleg, al gaan dit nie goed nou nie. Ons kan steeds bly wees in ons Here. Wanneer Paulus praat oor die tweede eienskap oor gebed, is dit belangrik dat ons op hierdie punt moet besef, dit is nie 'n versoek wat hy in die gemeente stel om so elke nou en dan te bid, as hulle so gevoel het of as hulle dalk lus was. Dit is in die bevelvorm geskryf, die imperatief. Hulle moet bid. Net soos die opdrag om bly te wees en ook die opdrag om dankbaar te wees, hulle moet bid. Bid sonder ophou. So dis nie iets wat ons kan kies of ons wil of nie. Ons moet bly wees, ons moet dankbaar wees en ons moet aanhou bid. Nou Paulus het nie bedoel dat die lidmate van die gemeente in Thessalonika alles waarmee hulle besig was net moes los en heeldag op hulle knieë moet staan en bid nie. En so is die opdrag ook nie aan ons dat ons alles moet opgee sodat ons net kan bid nie. Dit is so, ons moet daagliks genoeg tyd maak daarvoor. Dit weet ons, dit doen ons, ek hoop. Wat Paulus hier bedoel, is dat ons altyd, elke oomblik van die dag in die gees van gebed bewus sal wees van God se teenwoordigheid, dat hy daar met ons is. Dat ons heeltyd sal soek na sy wil, dat ons in alle aspekte bewustelik afhanklik van hom sal lewe. Paulus het dus die gemeente vermaan, maar ook bemoedig deur hulle te wys op die erns, op die belang daarvan om in gebedsafhanklikheid te lewe. Maar die lewe is deesdae so geskarrel en so gejaag, dat dit waarlik 'n uitdaging vir gelowiges geword het om gewyde tyd te skep, om diep in gebed met God te verkeer. Tussen skool en kerk en werk en al die huishoudelike verpligtinge, is dit moeilik om by alles uit te kom. En juist daarom wys Paulus op die verskriklike belangrike plek wat dit in elkeen van ons se lewens moet inneem. Ons lees Efesiërs 3 vers 13 tot 16. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie ek elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees. Om in gebedsafhanklikheid te leef, is om alle dinge aan te pak, deur voor God te buig. Deur niks te doen voordat jy nie vra wat hy wil hê moet gebeur. Wat hy wil hê moet hieruit ontstaan. Wat hy wil hê hierdie gebeure jy moet neem nie. So dis wat Paulus verduidelik. Dit gee hy deur aan die gemeente as een van die sentrale eienskappe van die geloof, ongeag die omstandighede waarin die gelowige homself bevind. Oor die laaste van die 3 aspekte sê Paulus dat die Tessalonisense, maar ook ons vandag in alles dankbaar moet wees. Anders gestel, in alle omstandighede moet ons nog steeds dankbaarheid hê. Ons het vanoggend gehoor, ons lewens is 'n dankbaarheidslewe
Uit dankbaarheid vir die Here, vir dit wat hy vir ons en aan ons gedoen het. Daarom is ons lief. Daarom dien ons hom. Daarom groei ons in gehoorsaamheid. Daarom aanbid ons hom. Ook ons dankbaarheid is vasgelê in dit wat God in Christus vir ons gedoen het. En behoort die dinge van hierdie lewe dan tog nie ons dankbaarheid te beïnvloed nie. Die omstandighede waarin die lidmate van Thessalonika hulle self bevind het, sê Paulus was nie veronderstel om 'n verskil te maak in daardie dankbaarheid in hulle harte, dankbaarheid wat hulle vir God gehad het nie. Die verwerpings, die veragting, die bespotting wat hulle ervaar het, dit het tog nie hulle redding in Christus verander nie. Ons is geneig om net dankbaar te wees wanneer dinge ons pas, wanneer sake verloop soos wat ons wil hê dit moet verloop. Anders is ons vinnig om ons ongelukkigheid duidelik te maak. Dit is vir ons maklik om God te blameer vir alles wat skeefloop. En wat Paulus hier probeer leer is dat ons nie op hierdie aardse moet fokus nie. Fokus op die hemelse. Dan sal ons in alle dinge, deur alle dinge, steeds dankbaar bly. So skryf hy ook later aan die gemeente in Kolossense 3 vers 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons lewe altyd uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons gedoen het. Nie net so lank as wat hy doen wat ons wil hê nie. Of omdat hy doen dit wanneer ons dit wil hê nie. Altyd. Dit is wat Paulus geleef en verkondig het. Dit is wat die gemeente in Thessalonika besef en na gestreef het. En dit is wat veronderstel is om kenmerkend van ons lewens ook te wees. Vandag ook is daar baie omstandighede wat soms die lewe moeilik maak. Vir ons soms onaangenaam laat voel. Maar ons leer vanoggend ons omstandighede bepaal nie ons blydskap, ons gebedslewens of ons dankbaarheid nie. Ons omstandighede bepaal nie die diepte van ons geloofslewens nie. Eerder bepaal die diepte van ons geloof die wyse waarop ons omstandighede hanteer. Nou, ek wil vanoggend afsluit deur te verwys na een van die kultusse in Thessalonika waarna ons vroeër verwys het en waarvan ons mag gerus kan kennis neem. En dis die kultus van Kabiros. Die kultus is vir ons belangrik, aangesien die kern van die kultus die terugkeer van Kabiros as heerser behels het. Nou in die mitologie was Kabiros deur sy broers vermoor en het hy toe nou as 'n godefiguur in die stad bly voortleef. Nou die gedagte van die terugkeer van Christus as regter was uit die aard van die saak nie baie moeilik om die stad te verduidelik nie, want deur die kultusse was die mense alreeds daarvoor bearbei. Dit was nie 'n gedagte waarvan nog nooit gehoor het nie. Dit was 'n deur waardeur die waarheid van die evangelie
maklik aan die mense toe oorgedra is. So God het die omstandighede wat wel vir die gemeente in Thessalonika moeilik en onaangenaam was, nog steeds gebruik om meer mense na die waarheid te lei. Niks van die dinge rondom ons gebeur toevallig nie. Niks gebeur sommer maar net nie. Niks gebeur buiten God se toelatende wil nie. Sy belofte bly dat hy alles ten goeie vir sy kinders laat meewerk. So wat is ons reaksie dan op ons omstandighede? Wat is ons ingesteldheid op die goed wat met ons gebeur? Hoe beïnvloed dit my geloofslewe? Hoe beïnvloed ek my omstandighede deur my geloof? Broers en susters, te midde van plaasmoorde en geweld, betogings, ekonomiese verval, te midde van droogtes en siektes, as ons terugkyk hierdie omstandighede my geloof bepaal, of het ek vanuit my geloof op die omstandighede geantwoord? En dit is maklik om te kan sien. As ek terugkyk na die afgelope paar jare, 5 jaar, 10 jaar, die groot dinge wat gebeur het, het ek in daardie jare ware blydskap ervaar? Of was dit 'n tydelike blydskap, wat so elke nou en dan maar weer weggeneem is deur die dinge van die lewe? Het my gebedslewe gegroei en versterk? Of het my omstandighede gemaak dat dit elke nou en dan maar vervlou? Was ek deur alle dinge dankbaar om kind van God genoem te word? Al hierdie jare ook maar soms swaar kry en beproewing gebring. Nee, ons kunskap van God, ons redding in Christus, ons pad van heiligmaking of ewige saligheid word deur ons omstandighede bepaal nie. En daarom kan ons nie toelaat dat die vlammetjie van ons geloof deur ons omstandighede bepaal word nie. Ons blydskap, ons gebedslewens, ons dankbaarheid is gefestig en is vas in ons Here Jesus Christus. Word nie bepaal deur die dinge wat met ons gebeur nie. Dit moet bepaal hoe ons daardie dinge benader. Is altyd deur bly, dat sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Here, U is ewig, U is almagtig, U is alwys, U is alomteenwoordig. En steeds laat ons toe dat ons fokus van U af wegbeweeg. Steeds laat ons soms toe dat ons omstandighede, ons vreugde en ons dankbaarheid steel. Dat dit ons stemme en ons gebede stil. Ons buig vanoggend voor U en vra dat U ons sal help om nie perspektief te verloor nie. Maar met ons oë gefestig op U in die geloof elke dag, elke uitdaging aan te pak. Help ons om ons vreugde in U te vind. Help ons om in ons gebede te volhard. Om vanuit dankbaarheid te lewe. Mag dit die boodskap wees wat ons lewe verkondig. Vrede of vreugde, gebed, dankbaarheid.
dit tot eer en verheerliking van die heilige naam. Amen.